Baie welkom by Gekies vir die Kollig. My naam is Pietie Beyers en in hierdie volgende 4 weke vat ons jou op reis om ons top 8 ATKV Digitoneel finaliste te leer ken en uit te vind wie se wenner. Wie is gekies vir die Kollig? Vier episodes, 8 finaliste en 4 mentorbeoordelaars wat aan die einde van die reeks moet besluit. Wie is gekies vir die kollig? So hoe werk gekies vir die kollig? Nou die wêreldpandemie was uitdagend om die minste te sê. Ons moes nuwe maniere van dink en doen kry en die ATKV was slim genoeg om vir leerders van Suid-Afrika en Namibië 'n platform te bied om hulle kunste, hulle kreatiwiteit uit te leef vanaf die huis. En so is Digitoneel gebore. Nou ons het talle inskrywings ontvang en die bestes van die bestes is uitgeding tot ons top 8. Maar eers voor ons verder gaan, kom ons ontmoet ons mentorbeoordelaars. Shimei, jy is betrokke by Tienertoneel en by ATKV Digitoneel wat nou gekies vir die kollig is. Ja. Hoe is hierdie ervaring vir jou? Die jaar was my eintlik moeilik, Okay. want laas jaar het die standaard gestel. Ja. So ek dink ek het bietjie strenger die jaar beoordeel. Want Tienertoneel is weer op die planke, Ja. so wat maak Digitoneel anders? Ja. Ons is nie nou op die verhoog nie, kom ons kom met 'n ander aanslag. Wel, dit is so lekker om hier te hê. Hier sit ons by Digitoneel. Vertel my 'n bietjie van die ervaring sover. Dis amazing. Dis die tweede keer dat dit gebeur natuurlik soos jy weet en die standaard is net na 'n jaar al klaar hoor. Die kinders doen weer moeite, hulle die kwaliteit en die ambisie en die toewyding aan wat hulle doen en die conference is die grootste ding want dis 'n tipe conference wat ek glad nie gehad het nie en wat ek nie eens geweet het bestaan in vandag se eeu nie. Marie Molefe. Welkom. Dankie. Lekker om jou te hê. Sê Marie, ons het notas gegee om mens kyk wat die leerders hiervan maak en ons gaan nou binnekort uitvind en sien Yes. wat hulle gedoen het, maar ons is nie experts nie. Dis nie wiskunde wat 1 + 1 altyd 2 is nie. Daar's opinies. En dan op die einde moet die leerders maar vat wat vir jou sin maak en wat jy op 'n positiewe manier gevoel jy gaan bydra tot jou stuk. Presies. Dit kan moeilik wees, maar ek dink ons gaan sien van die kinders wat regtig wat uitstaan. Wat se notas hulle gevat het, wat hulle stukke net verbeter. Jy hoef nie alles altyd te vat nie. Ja. Dus onthou is net ons opinies. Ja. Baie welkom lewe vir jou. Baie dankie. Ek het sterretjies in my oë gehad toe ek sê maar 15 was wat ek gaan dit wees, dat wees. Wat leer mens op jou pad so? Want ek dink nie almal van die mense gaan noodwendig regisseurs, akteurs of hierdie kant of daai kant word nie. Dis deel van 'n groeiproses op hulle pad. Ek weet nie, hoe sien jy dit? Is dit almal train ons almal hier om akteurs en regisseurs te word? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink wat my die meeste verbaas het van hierdie jaar se inskrywings was die ongelooflike kreatiwiteit met betrekking tot skryf en die tegniese aspekte. Ja. Ek dink in terme van die styl in kleding, Ja. was daar ook definitief art directors geweest. Ja. So jy mag dalk meer of nou om agter die kamera te wees en 'n kinematograaf te wees en ons nodig meer vroulike kinematograwe in Suid-Afrika. Sit dit daar buite saak. Jy's die volgende een. Dis eintlik ideaal vir tieners want hulle is in daai seisoen van hulle lewe van beproewings, van agterkom wie ek is as volwassene en ek dink dis hoekom hulle so goed is want hulle wys dit net en hulle deel dit met ons. 'n Monoloog, dis net jy, dis basically soos 'n one-man show. Jy leer dadelik 'n skill aan van om 'n storie te kan vertel en dit lewe te gee en natuurlik of jy dit geskryf het of nie, maar dit op kamera te kan doen. Ja. En in 'n single take soms en dit vat baie en dit is so inspirerend en dit verander die wêreld. En daar is julle mentorbeoordelaars. Ons finaliste gaan hulle monoloog mooi moet inkleer om hulle te beïndruk. Ons eerste finalis, Carly Maree, is in die gebou van Hoërskool Noordheuwel om julle te beïndruk. Carly, hoe verskil 'n ervaring soos Tienertoneel van hierdie? Hierso pak ons af, né? Ja, Hierso ons is hier nou laat nie meer gaan daar's ja, nee, laat gaan. So dis baie anders. Dis Ja. was vir my 'n aanpassing aan die begin omdat dit nou jy alleen is. Jy moet jou eie woorde, jy het niks om op te rely nie. Dis net jy. Maar is ongelooflik lekker. Dit soos bewys my of dat ek's capable om dit te doen. Om jouself so bloot te stel, vat baie guts. Is dit oorweldigend? Is dit lekker? Toe ek vanoggend hier aangekom het, is dit was altyd 'n bietjie stresvol. Maar
omdat ek nou genadiglik laas jaar okkie was dit nou vir my baie beter. Soos ek het geweet hoe dit gaan gaan en dit is my regtig net lekker en ek moet dit nie vir granted vat nie want dit gebeur min. Okay, Carly, nou op 'n ernstige noot. Daar is 'n kompetisie element hier aan. Yes. Hoe voel jy daaroor? Hoe voel jy oor die kompetisie? Het jy al uitgekyk? Vertel ons 'n bietjie daarvan. Natuurlik is dit maar altyd almal se begeerte om te wen, maar dit is nou my laaste jaar. So aan daai kant is ek soos ek wil 'n mooi afsluit. So om te wen sal nou nie so slegte ding wees vir my nie. Nou gee ons vir julle 'n voorsmaak van Carly se monoloog en my vriend en kollega Solly deel sy gedagtes. Carly, hey, maar se kind. Eerstens geluk met die top 8. Baie dankie. Vertel my van die monoloog. Wat het jou gegryp? Wat het jou laat byt aan daai stuk? Ek het ook nou verlies ervaar. So dit was baie goeie timing as ek dit so kan stel. Ek sien nog altyd om dit te Ek kon sien. nie geniet dit, Ja, ja. kom ons kyk. Kom ons kyk saam. Sy het nog nooit so mooi gelyk nie. Van kop tot toon toegedraai en kant en krimpelien angeliere. Tanelena, dood, 52. Sy nie van Kersfees sy nie. Nou loop ek hoe alle mense dit doen, maar sy weet nie self nie. Stop dit. Sê net vir my daar so nog goed nie. Maar sy gee hom. Carly, that was amazing. Baie dankie. You setting it up perfectly. Maar vir my het sal cool gewees het as jy begin praat, as jy die kameras van onaf kyk op en jy kyk af. So nou praat jy soort van met jou tannie in die begin. Oh wow. Okay, dis baie mooi. Dan daar's lekker ligte oomblikke wat funny is. Dan is hy oomblikke wat is 'n bietjie we highlight that. So jy gereed? Ja. Voor bietjie te gaan speel. Ja. Let's do it. Let's do it. Eerste vraag wat ek vir jou wil vra is met 'n monoloog is jy moet altyd die vraag vra met wie praat ek. Wanneer jy weet met wie jy praat of wie jy die storie vertel, dan weet jy sommer is ligter of is swaarder of waarmee. You know what I mean? Okay. Ek wil hê jy moet die storie vertel vir jou beste vriend. Met die gevolg is dit gaan 'n bietjie lekker ligter is. Is nie 'n comedy nie. Is die energie en die intensiteit wat jy net bietjie op 'n ander plek plaas. As sekere lyne wat jy lig sê, dan is daar sekere lyne wat uit jou kol uitkom wat jy voel jou tannie staan nie langs jou nou. Kom ons begin by die begin. Sy het nog nooit so mooi gelyk nie. Okay, die lekker ding van aanbieder en kyker wees is nou gaan ons agter die skerms kykie kry en geselsie met wat Carly regtig dink. Carly, welkom terug. Volg vir my. Ons gaan 'n dagboek sessie hou. Dankie. Carly, vertel my 'n bietjie van hoe die werksessie gegaan het. So dit was baie van kritiek is my goed want dit is goed om met iemand anders se oogpunt op te hoor. So ek gaan beslis nou alles in ag neem en al die kritiek gebruik en hier en daar alles insit en dan gaan dit net goed gaan. Ja. Ek glo so. So, my enigste ding wat ek nog vir wil sê is as 'n nota nie vir jou dien op 'n positiewe manier nie, laat dit gaan. Vat die goed wat vir jou werk, wat vir jou opgewonde maak. Ja. En dan geniet jy dit net. Ja, dankie. Ek gaan dit beslis doen. Kyk uit vir Carly Maree se volgende monoloog. Gaan great wees. Geïnspireer met nuwe idees en notas, het sy via 'n monoloog gaan slyp. Hier is die finale produk. Sy het nog nooit so mooi gelyk nie. Van kop tot toon toegedraai en kant en krimpelien angeliere. Horisontaal word sy ingedra in 'n denhoutboks op die skouers van 6 diakens in pakke swarter as die diepste nag. Tanelena, dood op 52. Ek was 12 toe sy die eerste keer vir my eie bier gegee het. Want ek is nie bang om te vra nie. Haar woorde. Yskoue sonde op 'n Sondag terwyl ons sit en tiervis vang en skinder. En dis hoe ek al lewendig wil hou.
Hier binne my in dangeries, kniediep in die modder en aardwurms wat tussen in haar vingers inkrul. Dis daai einste aand, toe die donne weer die plaas uitmekaar uit kom skeer het. Sy het my net haar arms vasgehou en gesê, "Dis alright, moenie worry nie, dis net die Here wat raas." Maar hoekom raas hy tannie Lena? Van die mense hieronder druk woorde in sy mond. Banneling, dis die woord wat my ma gebruik het, want tannie Lena was die enigste vrou in ons familie wat geluk gekies het. En toe gooi my ma die eerste klip. Die kerk het 'n nuwe dominee, jong man, breë skouers, lyk of hy die hele kerk se swaartes kan dra. Lyk daarom of hy nog in die Here glo. Ons het een aand saam afgegaan vlei toe, ek en tannie Lena. Ons het gesit en sy het Castle Shandies gedrink en vir my skelm slukkies gegee. Sy het gepraat oor frekwensies en die ritme van die viervluggies se lig. Hulle word meer en meer van albei kante en later dan is daar 'n hele Kersmark by die vlei. Sy is redelik gekuier wanneer sy vir my sê dat sy nie meer van Kersfees hou nie. Sy sal kyk hoe ander mense dit doen, maar sy doen dit nie self nie. Ek weet, dis omdat niemand haar meer nooi vir Kersfees nie. Maar ek sê maar niks. Sy draai nooit haar gesig weg nie. Maar wanneer sy doen, en sy haar gesig met haar mou afvee, dan weet ek om stil te bly. So ek sit nou maar hier langs haar en kyk na die viervluggies in die diepste van die nag. Want is hier waar die wonderwerke eintlik gebeur. Sy glip haar arm in myne en fluister. Toe. Sê nou vir my, daar's nie 'n God nie. In die kerk begin die speeches. Dankie Rika vir die blomme en nou klein Karel vir die kus. Daar sal teenverversings wees na aanloop van die diens. Ek sweer die blomme op haar kus begin bewe, want hoor my. Tannie Lena lê giggel in haar kus. Die kerk nie is halfpad vol nie. 20 of 30 van die mense wat haar die meeste gehaat het. Sy het die vermoë gehad om hulle almal te red. Maar haar liefde was net so opgebottel. En in haar gesig teruggegooi. Nou lag sy hysteries. En haar kus se deksel dreig om oop te swaai. En ek kan hoor hoe tannie Lena haar asem oophou. Sy wag vir die nuwe dominee om haar siel toe te vou met versies en 'n strikkie om haar en 'n engel te bind. Soos 'n posduif. Tannie Lena is 'n briefie vir die groot iets daarbo. Ek weet nie wat op haar geskryf is nie. Dalk woorde wat die vermoë het om hierdie hele dorp van homself te red. Maar wanneer die donne weer oor die plaas kom rol, sal ek opkyk en ek sal weet dis die Here wat raas, want sy gee hom hel. Julle die oomblik het aangebreek. Ons mentor beoordelaars is hier. Carly Maree. Yes. Wie wil vir ons afskop by Carly Maree? Carly is sinoniem met goeie kwaliteit. Jy kan maar net weet sy gaan goeie werk lewer altyd. En dis natuurlik 'n spel met so tikkie drama. 'n tikkie drama? Of soms dalk bietjie te veel drama. Dis een van die goeters tussen so teater versus kamera. Jy hoef nie jou emosies so te artikuleer wanneer jy speel vir die kamera nie. Daar was 'n paar kere, nie baie nie, wat dit van graad 1 direk na 5 gegaan het. Okay. En dit was net bietjie vir my problematies. Verder het sy vir my baie groot sprong gemaak, ja. Wat ek baie van gehou het. Sy het haar camera angles verander. Ja. En ek hou ervan dat sy actually geluister het na ons notas en sy het geïnkorporeer. So dit was goed. My 16-jarige self beny ons volgende deelnemer se volwassenheid en selfkennis. Dis die talentvolle Daniel Jacobs.
Daniel, jy voel so 'n bietjie van 'n old soul is. En dit kom deur in jou werk ook. Waar dink jy kom dit vandaan? En jy kan so vlak of diep gaan soos jy wil. Ek het 'n bietjie van 'n challenging childhood gehad. Sexual assault het ek deurgemaak. Dit was horrifying vir my. So ek het regtig waarde in my skryfwerk gevind. Ek dink dis waarvan dit kom. Ons almal voel soms op ons eie of alleen. En ek kan dink so 'n tipe ervaring sit jou so ver in 'n alleen spasie. Vind jy jou skryfwerk terapeuties? Ek het baie minderwaardig, baie alleen gevoel toe ek jonger was. En nou ek voel ek is okay om alleen te wees. You know what I mean? Want ek het regtig myself gevind in my skryfwerk. Wat jy lees van wat ek skryf, dis wie ek is. En nou vir Danel se mentorsessie met die herder van kreatiwiteit, Solomon Kipido. Daniel, jou monoloog. Ek is baie excited oor die stuk. Ons gaan dit nou lekker saam kyk. Ek gaan my pen vat en my notaboekie en net, bietjie skribbel. Okay, lekker. Ek gee om wat mense sê, die eerste dag by nuwe skool is kan beter wees. Punt is, my klasmaat stryk nou net baie ver weg aan die goue deur van die hemel af. Dis hoe my vriendin Maggie laat ook hulle mekaar ontmoet het. Ek verlang so baie na hulle. Is dag 2 werklik beter as dag 1? Daniel, sy lekker, sy is nogal snaaks. Is goed geskryf. Ek dink jou storie moet lekker effektief te maak en dit oor te bring. Dink ek jy moet net na een kamera speel. Die ander ding van die comedy is lekker, maar dit voel vir my net ons is daar die hele tyd. Daar's 'n paar mooi oomblikke wat jy kan speel. Play those moments. Kom ons speel 'n bietjie. En dan kyk ons hoe dit werk. Let's do it. Kom ons vertel die storie. Jy weet vir wie jy die storie vertel. Die grootste ding is be there. As jy weet ek sit nou in die klaskamer, ek vertel nog vir my 'n lekker dingetjie, dan gaan jy weet ek moet nou 'n bietjie sagter die lyn sien, ek moet nou be there. En dan mis jou chommies. As okay maar let mis. Ons wil saam met jou voel. Waar dit gaan, ja? Open up. Begin vir my by die begin. Vandag was die erglikste dag van my lewe. 7 ure van my dag ek skaars. Ek kon nou so stukkie sien wat hier binne aangaan. En gelyk vir 'n baie lekker connect. Ek love it. Ek love vir Solly, love vir Danel. Hier kom sy. Kom ons leer haar ken op nog 'n dieper level. Danel. Hi. Hoe is dit om met Solomon Kipido te werk? Dit lyk vir my jy voel veilig genoeg om te kan jouself uitleef. Baie veilig. Wat ek voel ek kan praat waar ek wil, wanneer ek wil, in die aksent wat ek wil. Ek kan be me. Raad wat my gegee het was dat ek weer vulnerable moet wees. En ek moet my tyd vat. Gaan definitief daaraan werk. Ja. En hierdie siel wat jy nou hierso gedeel het. As jy hierdie siel sit in daai reeds A+ performance, dan raak dit onvergeetbaar. Thank you. So, dankie Danel Jacob. En nou vir die finale produk, na sy weer aan 'n monoloog gaan slyp het. Kom ons kyk. Vandag is die ergste dag van my lewe. 7 ure van my dag moet ek deurbring met mense wat ek skaars ken. Weet jy, ek gee nie om wat die mense sê nie. Die eerste dag by nuwe skool is kan beter wees. Punt is, ek haat dit hier. Nuwe dorp, nuwe skool, nuwe huis, nuwe pa. Ek ben nie verkeerd verstaan. Pieter is wonderlik. Ek maak my ma baie gelukkig, maar hy is net nie my pa, verstaan. Die skool. Kom ons begin net daar. Die binnekant van my klaskamer is definitief die 4 mure van Jaap en my klasmaats. My klasmaats dryf maar iets baie ver weg van die goue diere van die hemel af. Die dogters het hulle kop so diep in 'n woorde. Ek eerder nie benoem. Ek sou baas, ek kan nog die dag gesien. En sal eens self probeer môre 6. My ma is met 'n termometer in die hand gebore. Ja. En nee, glo my, ek oordryf nie. Die skool is so erg soos wat ek dit maak, indien nie erger. Ek het vandag 4 keer verdwaal en daar was nie een oulike seun met my gehelp het aan my klasse toe nie. Dis my vriendin Maggie en haar ou Willem mekaar ontmoet het. Ek verlang so baie na hulle. Maar nou ja,
My ma het die hoofpos by die hospitaal gekry, so dis hoera vir ek en Pieter. Middag, Tannie. Nee, Tannie, my ma val eers 5 uur uit. Ja, Tannie, ek sal vanavond vir Fluffy benul. Alles reg, Tannie. 'n Lekker aand vir Tannie ook. Okay, Tannie. Tannie is my buurvrou. En as hy so aangaan, is haar man binnekort 'n weewenaar. Vind om elke hoek en draai fok met alles. Ek sal 'n ander bietjie wys watter veel maniere ek werklik het. Of dalk nie, lyk nog of sy 'n windbuks besit. Maar ja, dis my nuwe lewe hierdie. 'n Skool vol interessante karakters. Onder een dak met dokter ek weet alles en Papa 2.0. En hoe kan ek vergeet van Lucifer haarself, wat my buurvrou is? Hoe flippen lekker moet dit nou net wees, Is dag 2 werklik beter as dag 1? Okay, julle Danelle Jacobs, kom ons spring weg met enige gevoelens of idees. Ek love vir Danelle. Ek dink sy is soos een van die natuurlikste spelers. Sy behou die tempo reg en alles en ek love haar, ja. Ek het daarvan gehou, maar ek het gevoel op tye wanneer sy partykeer bietjie te hard praat, sou ek die juffrou in ag geneem het. Daai breek in naturalisme my nie gepla enigsins nie, want ek het self gevoel sy's in haar eie borrel, ja. Die enigste wat my gepla het is die agtergrondmusiek. Ek dink dit het 'n groot sprong gemaak van die eerste video af. Wat ek wel wou gesien het, haar weerloosheid of amper die diepte. Ja, en dis die element wat vir my ook gemis het. Dit was vir my amper op een lyn van emosie. En ek dink daar moet 'n prys wees vir beste extras want die kinders in die agtergrond. Ja, dis amazing. Like hulle fokus net so hard. Ons almal kom van verskillende plekke en ons verskillende stories. En hier het ons by 'n hotel in Johannesburg bymekaar gekom waar ons uitkyk oor episode 1. Ek persoonlik het gekom vir die geleentheid. En die menslikheid van my altyd omkant. Verras mens. Ek dink ons het talent en siel vandag gesien. Dankie dat jy saam met ons gekyk het. En ons is volgende week weer terug waar ons die buite mentor Solomon Cupido van nader gaan leer ken. En natuurlik het ons 2 nuwe finaliste van die Kaap en van Bloemfontein. Ons sien julle volgende week hier op Gekies vir die Kollig.